Nou ja, ek het veralmal behalwe een of twee wat daar bo sit, vir wie ek nie handdruk gegee het nie, vir die res, almal dan andermaal baie welkom. Ook by die huis, as jy nou saam inskakel, baie welkom, bly saam met jou kan inskakel, en as jy dan nou later dalk by die video uitkom, baie welkom, mag jy ook die seën van die Here beleef. Net wat ons aankondigings aanbetref, ek dink nie ek hoef enige iets te sê nie, daar's weliswaar 'n klompie mense wat verskoning aangeteken het, Esther en Martien St. Petro, vir my het ek by die plaas gelos, Fanie het net nou vir my gesê, Annemarie en die Minkie wat skielik moet begin werk, dit is dan terrible as jy as dit 'n naweek is en 'n lang naweek en skielik sê hulle vir jou jy moet werk, dis maar soos ek, nee, jy weet skielik hoor jy moet Sondag werk, dan staan jy mos maar op en dan gaan werk jy mos maar nee, ek dink is maar baie sleg as 'n ou as jy hoop en dink jy gaan naweek hou en dan moet jy skielik gaan werk en frik jy hulle wat vroeg vanmôre gery het om kar en goed te gaan haal. So baie keer is 'n naweek wat 'n mens dink, 'n naweek is om lekker te rus, dan werk dit ook nie altyd so uit nie, né? So vir julle wat hier is, daar's 'n klompie ander vir julle klompie ander mense wat ek vanmôre ook nie hier sien nie, wat ek aanvaar, wat ook verskoning aangeteken het. Ek weet Louis en Ena, hulle is nog kuier by die kinders, en dan die lys van voorbidding, die sien julle daar, dan die verjaarsdae, die 14de Augustus, 2 verjaarsdae, Wikus en Morney, sê tog vir hom asseblief geluk, herinner hom, hy word ouer, is maar een van daai dinge, as jy koek eet lekker koek, jy is mos 'n klomp mense daar by mekaar, so hoop julle het 'n lekker dag en kuier lekker saam met mekaar. Dan die laaste ding wat ek net gedink het om te sê is Woensdag se gebedsgeleentheid. Dis maar so op ligte noot, as jy wil kom inskakel by die gebedsgeleentheid op 'n Woensdagoggend 9:00, is jy natuurlik meer as welkom. Alhoewel ek dink Woensdag nou is nou nie die beste tyd, sê die eerste keer wil kom nie, want ek sien op die weer dat Maandag en Dinsdag en Woensdag is koue weer, die kantoor is baie lekker warm, maar so ek rig maar net weer die uitnodiging, dat as jy graag wil kom saam bid en sommer net groot deel van ons saamwees is om saam te kuier en met mekaar te gesels en ons geloof met mekaar te deel en iets wat die Here dalk vir iemand op sy hart gedeel het om met die ander te deel, as jy wil kom deel wees, jy is meer as welkom. Die laaste ding wat ek net wil sê, baie van julle weet dat so nou en dan gaan pas ek plaas op. En as ek nou nie heeltemal so by is vanmôre nie, gister die donderdag, toe sê die plaasbestuurder vir my, en toe ek daar aankom, sien ek daar's 5 emos, hulle is daar in 'n kamp, tussen 'n klomp proteas, hulle plant proteas en hulle is besig, en die emos is mak, hulle kom ergens, dink ek, van Rebuil af, en hulle moet in die oggend en in die aand dan kry hulle kos, en gister toe ek vir hulle kos gee, toe raak ek aan die grensdraad, die hele plaas het elektriese heining om, so as ek nie so heeltemal byklink vanmôre of bietjie snaaks is, die draad het my gebyt gister en genade, as ek weet nie, as ek 'n pas aangee gehad het, ek seker môre gaan die ding moet uithaal, ek weet nie hoeveel goed gaan daar weer nie, maar dit gaan tot hier en hier af in die arm, so dit was nie die lekkerste ding nie. Ek is dalk miskien vir die eerste keer in my lewe as ek nou by. As ek nooit by was nie, dan vra ek om verskoning. So
hopelik van hier af vorentoe is ek bietjie meer my en ook hopelik vir die ou dag. Maar ja, alle krappies op 'n stokkie. Ek het vir 'n daar gelos, anders moet sy al 5:30 opstaan om klaar te maak. Ek het 7 uur het ek nou al hierdie kant toe gery. So ek wil graag vanmôre dis 'n geleentheid begin en hierdie mooi woorde wat in Micha 7 geskrywe is. Wanneer Micha sê in die opskrif wat die Bybelvertalers vir hierdie gedeelte gegee het, sê ek sal op die Here vertrou. En dan hier in Micha 7 vers 7 dan sê hy, maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. En dan aan die einde van hierdie hoofstuk en aan die einde van hierdie boek, wanneer hy hierdie goeie nuus wat hy met die volk deel, dan sê hy vers 18, wie is 'n God soos u? Ek hoop maar net tydens elke erediensgeleentheid en ek hoop ook maar net vir ons elke dag se lewe dat ten spyte van baie dinge wat met ons gebeur en baie dinge wat wil veroorsaak en wat wil maak dat ons lewe allerlei slegte draaie maak, dat ons altyd sal dink aan die Here wat ons vanmôre aanbid, dat hy het nie gelyk nie. Hy kan nie met iemand vergelyk word nie. Hoe vergelyk jy iets wat heel bo is, so hoog as wat ek en jy kan dink? Hoe vergelyk 'n mens iets wat nie daar kan uitkom? En dis die Here. Hy's onvergelykbaar groot, want hy's alwetend, almagtig, alomteenwoordig en hy is die allerheilige. En met dit wat ek met jou gedeel het, kom ons by die hoofde, aanbid ons saam, sê vir die Here dankie dat ons hom mag aanbid en dat ons bevoorreg is om in sy teenwoordigheid vanmôre ons lewe te kan voortsit. Wonderlike Here en almagtige God en hemelse Vader, ons kan nie anders as om onsself vanmôre te verstom aan wie U is nie. Ja Here, ons sê U is almagtig en U is alomteenwoordig en baie ander dinge. Maar die enigste wat ons weet is dit wat ons in die Bybel lees. Ons weet daar's baie mense in die wêreld wat dalk miskien baie keer vir ons vra van die God of dat hulle hoor ons praat van die God. Maar hulle het hom nog nie raak geloop nie en hulle beleef hom nie soos wat ons hom beleef nie. Dankie dat ons vanmôre met hierdie sekerheid hier kan sit, dat dit wat in die woord geskrywe is, dat dit vir ons waar is. Here, ons wil vir U sê, dit is wat ons aan die gang hou. Ons afgelope week was daar baie dinge wat ons omgekrap het en dinge wat ons hartseer gemaak het. Dinge wat ons kwaad gemaak het en gefrustreerd gelaat het. En die enigste rede hoekom ons kon aangaan
is omdat ons weet, ons behoort aan 'n God wat geen gelyke ken nie, wat nog nooit enige gelyke gehad het nie, en so sal dit ook vir die toekoms wees, geen gelyke nie. Vir die paar oomblikke wat ons het om so saam met mekaar in 'n erediens te kan wees, Here, sal U vir ons ook seën, mag ons U raakloop in die liedere wat ons sing, mag ons U raakloop in die oomblikke wanneer ons die Bybel gaan lees en die woordverkondiging gaan hoor, mag ons U ook raakloop wanneer ons U seën gaan aanhoor. En wees dan met ons in die res van hierdie dag. En ons gebede gaan en ons gedagtes gaan uit na oral in die land waar dit koud is en waar dit gaan koud word. Baie mense wat nie bevoorreg is om 'n huis of 'n woonstel of 'n kamer te hê, soos wat ons het nie. Wat nie 'n ekstra kombers of 2 het. Here, wanneer ons so deur hierdie lewe gaan, help ons dat ons altyd 'n oog sal hê vir mense wat nie so bevoorreg is soos ons nie. Wat nie het wat ons het nie. Vergewe ons as ons baie keer kla en nie tevrede is met wat ons het nie. Die ou eie ek wat net nooit versadig raak nie, wat altyd nog 'n dit en altyd nog 'n dat wil hê en by hê. Seën ons, Here. Ja, seën ons, sodat U naam altyd verheerlik sal word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus wat lewe en wat eendag weer gaan terugkom. Amen. Broer en suster, en dis in sy naam dat ek ook vir jou vanmôre wil groet. Genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Net vir besoekers wat vanmôre by ons is, baie welkom, en Trina wat aansterk na die operasie wat hier is, bly, jy kan hierso wees. Ons gaan dan een lied saam sing en ons gaan staan wanneer ons dit sing en wanneer ons dit klaar gesing het, dan bly ons staan, dan gaan ons geloof saam met mekaar bely. Net my boek hierso oopmaak. Die lied wat ons gaan sing is om die Here mee te loof en aan hom te dink as die Here wat geen gelyke het nie, wat die almagtige, die alwetende, die alwyse God is. Kom ons sing hierdie lied saam. Stay
Ek nooi jou dan om saam met my belydenis van jou geloof te doen en ook teenoor die wêreld die volgende belydenis te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Jy kan maar weer sit. Vanmôre is 'n skrifgedeelte, bekende gedeelte, wat ek dan saam met jou wil lees en dan van my kant af net enkele gedagtes wat ek met jou wil deel, soos dit op die blaadjies ook aangedui is, Romeine hoofstuk 10, en ons gaan net daardie paar verse saam lees, vers 5 tot en met vers 10. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal nou die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Of, wie sal nou die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Net daardie paar verse wat ek dan vanmôre saam met jou wil lees, en saam met jou oor wil nadink. Ek het nou, maar so in die afgelope week of wat, ek weet nie, boer soek 'n vrou, weet ek nou nie hoeveel seisoene is hy nou al aan die gang nie, ek weet nie wie van julle volg boer soek 'n vrou nie. Ek het nog nooit regtig erg aan die program gehad nie, en ek vermoed dalk miskien die enigste rede hoekom van ons hier in Ladysmith dalk so 'n bietjie na boer soek 'n vrou kyk, is omdat hier 'n plaaslike seun is wat op aan die program deelneem. So die van julle wat nou vir hom ken, ek gaan nou nie meer as dit sê nie op hierdie platform. Van die as die platform nou hier was, het ek dalk meer vrymoedigheid gehad, maar van julle ken vir hulle. Maar dis nie waaroor dit gaan. In die afgelope week wat ek toe nou na die program gekyk het, lyk vir my is hulle nou by die proses waar die ouens hulle ergens voorgestel het, en die produksiespan het by die plase gaan kuier en 'n klomp goed van die deelnemers gehoor,
En dan vermoed ek werk die ding so dat voornemende huwelikskandidate of wat jy het ook al wil noem, die stuur dan briewe in dies meer uit en dan moet jy nou hierdie briewe in pakkies en al dies meer moet jy nou deurwerk en klink vir my dan moet jy dit nou so minder maak tot, ek weet nie, ek dink tot 10, ek is nie seker. Maar wat vir my in die afgelope week of die vorige week se program toe nou aan die hart getref het, en dis die lyn waarby ek wil inkom wat vanmôre se gedeelte aanbetref, is dat ek van die boere, die deelnemers so jammer gekry het, want as jy nie x aantal briewe gekry het nie, dan kan jy nie verder deelneem. Die ouens wat nou genoeg briewe en pakkies kry het, hulle vlieg nou af Kaap toe en dan word die proses nou daar voortgesit. Maar dit was my so tragies sleg. Ek het iets in my hart beleef van teleurstelling. Daardie iets in die lewe van ek het dit nie gemaak nie. Daar was nie genoeg van dit of daar was nie genoeg van dat nie of mense sou dit dalk miskien kon sê ek was op die verkeerde plek, selfs op die verkeerde tyd. Al seker baie maniere hoe 'n mens dit seker kan verwoord. En toe ek nou met hierdie gedeelte besig was, toe het hierdie deel van my en ons lewe uit hierdie gedeelte na vore gekom. Oor op die einde lewe en dood. En of jy dit gaan maak, en of jy dit nie gaan maak nie. Vreugde en teleurstelling. En hier is op 'n manier 'n baie eenvoudige stukkie wat Paulus met die mense in daardie tyd met hulle wou gepraat het. Want die een ding wat in daardie mense se lewe baie sterk gefunksioneer het, is die wet. 'n Israeliet het geweet dat jy moet die wet van Moses onderhou om gered te word. Jy moet 'n bepaalde manier leef, of aan die hand van 'n bepaalde manier moet jy leef. En so het die wet van Moses eintlik vir baie mense, en ons weet die Fariseërs, 'n baie groter ding geraak het, dat daar het net al hoe meer en meer wette op die tafel gekom. En so baie van daardie wette natuurlik op die einde mensgemaakte wette. En nou het Paulus 'n hele lang debat en mens kan dit in al die hoofstukke vorentoe kan 'n mens Paulus se debat as ware gaan lees wanneer hy praat oor hoe word 'n mens dan vry? Martin Luther het in sy lewe het hy met hierdie selfde ding verskriklik erg geworstel. Waar vind ek 'n genadige God? Waar vind ek 'n God wat ek nie so aanhoudend hoef te beïndruk nie? Waar kan ek 'n God raakloop
wat verby my foute, my tekortkominge, wat verby al my probeer slaan, sal kyk. Is daar nie dalk 'n God wat op 'n ander manier sal oordeel as wat so baie keer voorgehou word nie? En natuurlik in ons lewe vandag hoor ek dit so baie keer by soveel mense dat jy moet net reg lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel om reg te lewe. En as dit moes gaan oor hoe reg ek sou gelewe het, dan weet ek net vandag, dan is ek kniediep in die moeilikheid. En as ek sê ek is kniediep in die moeilikheid, dan is die uiteinde van daardie moeilikheid dat ek met teleurstelling eendag voor die Here gaan staan. Paulus wil dan vir my en vir jou wat ook, en ek hoop dit is vir jou lewe ook waar, vir almal wat met die geloof worstel, wil hy vir ons kom hoop gee. Ek het nou so oor die paar boere wat toe nou nie genoeg briewe en pakkies gekry het nie, en dat hulle toe nou die slegte nuus gekry het van dit is nou waar jou, die Engelse gebruik die woord journey, waar dit nou stop. En die woord wat vir ons wil sê, vir solank as wat daar 'n môre is, vir solank as wat daar 'n dag is, vir solank as wat die son opkom in die môre, is daar hoop. Nou eerstens skryf hy om vir hierdie klomp Israeliete, vir die Jode, dan te kom sê, Moses het nou hierdie wet gegee, en dat op grond van wetsonderhouding word 'n mens dan vrygespreek, daardeur sal jy lewe. En nou gebruik hy 'n moeilike ding om te sê, as hy van die vryspraak deur die geloof praat, dan sê hy, 'n mens moet nie sê wie sal na die hemel toe opklim, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie. Wat hy eintlik maar net wil sê, is, moenie sommer net in enige rigting gaan dink nie. Vir so baie mense is die rigting waarin hulle dink, op die einde tog maar net 'n rigting van mensgemaakte goed. Toe ek vanmôre hiernatoe ry en ek radio luister, is daar net soveel mense wat tydens die onderhoude gepraat het oor Christus wat ons hoop is. Dat as daar 'n antwoord is waarna jy of wat jy dalk van iemand weet met wie jy kuier of saamwerk of mee skakel, dat die eintlike antwoord en die standhoudende ewige antwoord is naamlik net Christus. En hoekom is dit so? Hierdie baie bekende vers 9 kom spel dit vir my en vir jou en vir die mensdom uit. As jy met jou hart glo dat Jesus die Here is, en as jy met jou mond verkondig
dat hy uit die dood uit opgewek is, sal jy gered word. In 'n wêreld waarin daar soveel beloftes gemaak word, kan ek dit vanmôre maar weer sê, ons gaan, hoe nader ons aan November maand kom, wat ons verkiesingsbus toe moet gaan, stembus toe moet gaan ons al hoe meer en meer beloftes hoor van mense. En dat 'n mens gaan wonder, maar vir die afgelope 32 jaar met 'n nuwe bestel, is daar ook herhaaldelike beloftes gemaak. En baie van ons wat nou al ouer is, sal vir ons kinders ook dieselfde kan sê, dat in die tyd wat ons groot geword het, was dit ook nie anders. Dalk onthou julle vir Piet Promises. Maar wanneer die Here 'n belofte kom maak, dan koppel hy homself aan daardie belofte. Ons sien wanneer mense en instansies en politici beloftes maak, dan sal jy hulle self nooit in die belofte self vind nie, want as jy hom binne die belofte sou gevind het, dan sou jy hom inderdaad verantwoordbaar kon gehou het. Nou weet ons mos, met so baie van die politici is dat wanneer dit by verantwoordbaarheid kom, dan verdwyn die mens. As die Here kom en hy kom maak 'n belofte, dan kom plaas hy homself binne daardie belofte. Jy kan net iemand red as jy die vermoëns daartoe het. Jy kan net iemand red as jy 'n plan het. Jy kan net iemand red as jy reeds vir môre en oormôre voorsiening gemaak het. En dis wat Paulus in hierdie gedeelte wil sê. Ons redding lê daarin dat God getrou is. Dat hy die een is wat vir my en vir jou aan die hand wil neem en wat saam met ons wil stap. Môre en oormôre weet ons, gaan daar maar allerlei soorte moeilikheid en probleme wees. Net so in die afgelope week het ek met iemand gesprek gehad het wat hulle deur 'n slegte ding gegaan het. En dat daardie persoon vir my sê het ek is kwaad vir die Here en ek wil nie meer kerk toe gaan. Die aangrypende van die Here is dat wanneer ons vir een of ander rede nie meer kan sien om sy hand vas te hou nie, en dat ons wil moed opgee, en wanneer ons al die slegte nuus vanuit die wêreld kry en dat die wêreld soort van ons vir ons die deure in ons lewe toemaak, dan kom die Here nog steeds en dan sê hy, ek sal saam met jou deur hierdie lewe gaan. Kan daar in hierdie lewe enige beter nuus wees as om aan 'n belofte vas te hou wat weet dat dit gaan waar word? Ek en jy leef in 'n wêreld met baie onsekerhede. En waar ek nou op my ouderdom is,
voel ek het net nou vir iemand gesê, ek kan nie dink dat ek nie 150 of 200 jaar gaan oud word. Maar na alle waarskynlikheid sal 'n klomp van julle wat heelwat ouer is, as ek is my sê, wag tot jy my ouderdom gekry. En dan verander dinge sommer in 'n dag se tyd, of dinge verander in 'n maand se tyd. Maar om 'n belofte te kan hê van daar's uitkoms, daar's redding, daar's iemand wat saam met 'n mens deur hierdie lewenspad op pad is, moet altyd vir ons die grootste en die wonderlikste vreugdes, nuus en boodskap wees. Ek kan myself net indink, hoe erg moes dit vir 'n Jood gewees het, om te moet probeer. Ons ken almal van om te moet probeer. Ons begin so stadig maar seker. Julle sal so stadig maar seker sal ek vir julle nou en dan begin sê, hier na die einde van die jaar toe, dan hoor ons die mense sê, die jaar kan nou maar klaar kry. Die jaar was nie so lekker gewees nie. Ons sê dit nou, die winter kan maar klaar kry, né? Ons wil nou by die somer uit. Nou sê ons van ons lewe ook, ons wil hierdie jaar klaarmaak, dat ons by volgende jaar kan begin. Dat ek weer kan begin. Dat ek oor kan begin. So vermoed ek is daar baie mense wat vanmôre sê, ek is moeg oor begin. Ek is moeg om in die oggend op te staan en te moet probeer. Ek is moeg om elke keer weer van elders af te moet by mekaar maak en moet by mekaar skraap vir hierdie dag, vir hierdie week, vir hierdie maand, vir hierdie ding wat voor my lê. En nou kom sê Paulus in hierdie paar verse vir mense wat so voel, ek is moeg geprobeer. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en as jy met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan kan jy maar die probeer vir eens en vir altyd agterlaat. Want die goeie nuus is dat Jesus Christus gekom het, sodat ons redding kan ervaar. Dat Jesus Christus gekom het om al hierdie slegte nuus wat ons so dikwels ervaar en kry, dat dit omgekeer is in goeie nuus. Want met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Vir my is dit 'n vreemde ding dat wanneer die antwoord vir 'n bepaalde ding daar is, dat mense nie daardie antwoord
vir hulle self wil toe-eien nie. Maar dis my en jou taak en roeping. Om hierdie antwoord, wat ons vreugde is, dat ons dit met die wêreld sal gaan deel. Maar wanneer ek so, daarmee sluit ek af, wanneer ek oor hierdie gedeelte dink, dan sit daar mos altyd iets in die mens vas van, ek moet nog ietsie aanlas. Ek moet nog ietsie probeer bysit. Die aangrypende hiervan is, dis die pakkie. En in daardie pakkie lê die goeie nuus van hom wat na die wêreld toe gekom het, om vir my en jou sy kind te maak. En as jy wil, gaan terug na die huis toe, na jou huis toe, en as jy ergens weer van stilte tyd hou, gaan blaai weer na Romeine 10 vers 9, gaan onderstreep dit. As jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal ek en jy gered word. Amen. Here, dankie vir goeie nuus. Die goeie nuus is so skaars. Die wêreld waarin ons leef, beleef ons dat goeie nuus verkoop nie. Mense wil eerder genot daaruit put om te sien hoe mense doodgaan, hoe homme op mense se lewens afgeskiet word. Wie of ander rede, Here, verstaan ons dit nie, maar mense vind sensasie daaruit wanneer ander skade ly. Vir ons is dit vreemd, Here, dat hierdie woorde nie beter verkoop nie. En so wil ons dan eintlik maar ook net vir u vra, oortuig ons vanmôre ook maar net nie weer van hierdie goeie nuus. Gryp ons ook net weer vir 'n slag, Here, dat ons dan vir die eerste keer in 'n baie lang tyd weer vreugde sal beleef in 'n donker deurmekaar chaotiese wêreld. Oortuig ons ook maar net nie weer dat Jesus die Here is. Wees met ons elkeen vandag en seën vir ons op hierdie pad wat ons deur die lewe loop. Om blywende vreugde te verkondig, waarvan Jesus Christus die eintlike waarheid is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.
So ons sluit af met laaste lied. Ons sal nie koffie drink vanmôre nie en dan volgende week is nagmaal. Ek het amper vergeet, so onthou net daarvan as jy graag die nagmaal geleentheid wil kom bywoon volgende week. Net sien dat ek net by die regte van die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.